Welkom by hierdie sessie oor die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, POPIA. Vandag gaan ons ondersoek wat as persoonlike inligting onder die wet tel, waarom dit saak maak, en hoe dit in die werklike praktyk van toepassing is. Die kerndoel van POPIA is om te verseker dat persoonlike inligting wettig en verantwoordelik ingesamel, gestoor en verwerk word. Dit beskerm beide natuurlike persone, dit wil sê individue en regspersone, soos maatskappye en organisasies. Persoonlike inligting onder POPIA verwys na enige data wat 'n individu kan identifiseer, hetsy direk of indirek. Omvat identiteitsbesonderhede soos name, nommers, paspoortnommers of registrasienommers vir regspersone, kontakinligting soos telefoonnommers, posadresse en residensiële of besigheidsadresse, asook as demografiese inligting, insluitend ouderdom, geslag, ras, huwelikstatus, nasionaliteit en taal. Dit ook dek werksinligting soos beroep, salaris en werksgeskiedenis, tesame met biometriese data soos vingerafdrukke, gesigserkenning en stempatrone. Gesondheids- en mediese inligting, opvoedkundige en akademiese rekords, menings en sienings uitgespreek deur of oor die persoon, persoonlike korrespondensie en vertroulike maatskappyinligting, insluitend finansiële en operasionele data, word ook as persoonlike inligting onder POPIA beskou. Dink aan 'n regsfirma wat 'n kliënt se dokument, bewys van adres en inkomste besonderhede vir 'n regsaak insamel. Dit is alles vorme van persoonlike inligting. Selfs die berging van 'n posse of geskandeerde dokumente wat hierdie inligting bevat, beteken dat die regsfirma persoonlike data onder POPIA verwerk. Opsommend, POPIA is breedweg van toepassing op enige inligting wat 'n persoon of organisasie kan identifiseer. Deur die kategorieë van persoonlike inligting te ken en die praktiese toepassing daarvan te erken, kan ons beide die wetlike vereistes en die etiese verantwoordelikheid van die hantering van data handhaaf.